Here toe vanoggend en ons lees vanuit die Ou Testament, ons lees vanuit Jesaja 40. En dit is vir ons die kern van enige erediens. Ons weet, mense verskil met oor wat gemaklik is. Party hou van die musiek, ander hou nie van musiekie, party hou van die dekor, ander hou nie daarvan nie, maar solank die woord van die Here in waarheid uitgaan, dan staan ons mos saam. So dit is vir ons die kern, is die woord wat ons lees en dan ook hoe ons dit uitlê en hoe ons dit verstaan. Ons lees dan saam Jesaja 40 en ons lees vanaf vers 12. Die opskrif daar by vers 12 is, God alleen groot bo alle skepsele. Wie het die waters met die holte van sy hand afgemeet, en van die hemele met 'n span die maat geneem, en in 'n drieling die stof van die aarde opgevang, en die berge geweeg met 'n weegtoestel, en die heuwels met 'n weegskaal. Wie het die gees van die Here bestuur, en as sy raadsman hom onderrig? Met wie het hy raad gehou, dat die hom verstand sou gee en hom sou leer aangaande die pad van die reg, en hom kennis sou leer en hom bekend maak die weg van volledige insig. Kyk, die nasies is soos 'n druppel aan die emmer, en soos 'n stoffie aan die weegskaal word hulle gereken. Kyk, hy hef die eilande op soos 'n stoffie, en die Libanon is nie genoeg as brandhout, en sy wild nie genoeg as brandoffer nie. Al die nasies is voor hom soos niks. As niks en nietigheid word hulle by hom gereken. By wie wil julle God dan vergelyk? Of watter gelykenis naas hom stel? Die ambagsman giet 'n beeld, die goudsmid trek dit oor met goud en smelt silwer kettinge. En wie te arm is vir so 'n offer, kies 'n stuk hout wat nie vergaan nie. Hy soek vir hom 'n kunsvaardige ambagsman om 'n beeld op te rig wat nie wankel nie. Weet julle nie? Hoor julle nie? Is dit julle nie van die begin af bekend gemaak nie? Het julle nie op die fondamente van die aarde gelet nie? Hy sit bo die kring van die aarde, en die bewoners daarvan is soos springkane. Hy span die hemele uit soos 'n dun doek en sprei dit uit soos 'n tent om in te woon. Hy maak die vorste tot niet, die heersers van die aarde verander hy in nietigheid. Skaars is hulle geplant, skaars is hulle gesaai, skaars wortel hulle stam in die grond, of hy blaas op hulle sodat hulle verdor, en die storm voer hulle weg soos 'n stoppel. By wie sal julle my dan vergelyk, dat ek net so kan wees, sê die Heilige. Slaan julle oë op in die hoogte en kyk, wie het hierdie dinge geskape? Hulle laat hulle leerskale uittrek volgens getal. Hulle roep hulle almal by die naam, vanweë die grootheid van kragte, en omdat hy sterk van vermoë is. Daar word nie een gemis nie. Waarom sê jy dan, o Jakob, en spreek jy, o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? 'n ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Ons lees net so vanuit die woord van die Here, net so vinnig, ek wil net noem, daai laaste gedeeltetjie wat ons gelees het, die opskrif daar is, laat Israel nie moedeloos wees nie. Ons kan dan die hoofde buig, u kan sommer net so bly sit, ons raak stil, en dan bid ons net saam as gemeente. Wonderlike Here, ons kom sê vir u dankie. Dankie vir die dag.
Dankie vir die geleentheid, dankie dat ons in U teenwoordigheid in kan beweeg, dankie dat ons onder die geklank van U woord kan wees. En dankie vir die gedeelte wat ons gelees het, Here, hoe dit vir ons U grootheid net kom uitwys. Hoe dit net vir ons kan wys, Here, ons kan U grootheid nie begryp nie, daar is niks om met U te vergelyk nie. En dan beweeg die gedeelte voort en hy gaan na, maar U is die een wat help, U is die een wat bystaan, U is die een wat ingryp, U is die een wat nuwe krag gee. En daarom loof en prys ons U in hierdie oggend. Ons kom bid ook so, Here, ons het 'n lys sake waarmee ons na U toe kom, Here, en die rede hoekom ons dit doen is, want U is die hoorder van gebed. U is die een wat 'n verskil aan daardie lys kan maak. En so bring ons die sake voor U, Here, soos die droogte, waar daar gevra is, die kerke, die mense moet bid vir reën, Here, hou ons U vas. Hoe duidelik in die woord, Here, dat U die een is wat reën stuur, dat U die een is wat droogte stuur. En Here, ons bid dat ons nie net eenvoudig bid vir reën en U stuur dit nie, maar dat dit 'n geestelike impak op mense se lewens sal hê. Here, dat U sal soek, sal aanroep, hulle oë op U sal rig, en dat U dan uiteindelik reën sal stuur. Met die brande ook, Here, soveel mense wat skade het deur verskillende moeilike omstandighede, gaan en ons bid vir hulle, Here, dat U hulle sal bystaan, maar ook in dieselfde asem bid ons, dat hulle U hulle toevlug sal maak, Here. Ons dink daar in Openbaring 3, wat sê, mense sê, ons is ryk en ons het verryk geword, en hulle dink, hulle het niks kort nie, Here, en dan kom die natuur, en dit wys vir hulle, Here, dat hulle eintlik niks is nie. En dat U groot is, dat U God is, en dat hulle U nodig het. Dat geen sekuriteit in hierdie wêreld vir hulle toekoms kan voorsien, Here, maar dat U alleen dit sal doen. So daarom bid ons in hierdie tyd, Here, waar baie mense deur die brande geraak word, Here, dat U dit ook sal gebruik tot U beswil. Dat U dit sal gebruik, dat mense terug sal draai na U, toe hulle oë op U sal rig. En dat U dan uiteindelik die uitkoms sal stuur. Ons bid ook vir die wat daarmee betrokke is, Here, elke brandweerman of vuurbestryder wat daar betrokke is, of dit 'n plaasboer of wie ook al dit is, hulle ook sal wees, dat U hulle sal beskerm, dat U hulle sal bystaan, Here, en dat die wat dit miskien stig, dat U hulle in hulle spore sal keer. Ons sê dankie, Here, dat ons hierdie situasies wat in ons land is, na U toe kan bring, Here, want U is ons hoop, U is ons toekoms, ons oë is op U gerig. Dit maak nie saak hoe lyk die omstandighede nie, in U het ons altyd hoop. En Here, so vertrou ons U vir 'n nuwe jaar, ons vertrou U ook vir al ons aktiwiteite as kerk, Here, dit wat voorlê, die kinderbediening wat weer begin, die bidure, die nagte van gebed, al die verskillende aktiwiteite, Here, om vir U die eer te gee, om meer van U te leer, om nader aan U te beweeg, en om U uit te straal na buite toe, Here, dat ons ook in die voetspore volg, om soos U te wees. Dankie, Here, dat ons dit as gemeente kan kom bid, en so bid ons ook, Here, vir die groei van ons gemeente. Ons weet, Here, ons het mense nodig, ons het hande nodig, ons vertrou U dat U mense sal stuur, Here, soos U al reeds getrou is, om mense hierheen te stuur, om 'n geestelike tuiste te vind, en hou ons U aan daarvoor vertrou, dat ons gemeente van krag tot krag sal gaan, en daar waar hande tekort is, Here, dat U vir ons hande sal stuur. Ons bid ook so, Here, vir ons kerkraad, ons bid vir wysheid, ons bid vir insig, ons bid vir die bestuuring van die gemeente, ook met die vergadering wat volgende Sondag is, Here, ons bid vir die CVV, vir die dames, vir alles wat hulle mee betrokke is, Here, die projekte wat hulle aanpak, die huishoudelike dinge waarmee hulle besig is, Here, ook hande wat as dit onttrek, Here, gaan dit gemis word, gaan ons dit sien, en ons bid, dat dit wat hulle doen, hulle dit ter harte vir U sal doen. Ons bid vir ons kinderbediening onderwysers, Here, dat U met hulle sal wees, en hierdie jaar vir hulle krag sal gee, dat U vir hulle sal help, om daardie waarhede aan die kinders oor te dra, dat dit nie maar net 'n les is nie, Here, maar dat dit waarhede is, wat vir die res van hulle lewens met hulle sal bly. Ons bid vir elke kind wat hierheen kom, Here, dat U vir hulle sal help om die lesse in te neem, dat U hulle lewens sal verander, en op die einde van die dag, Here, dat hulle ook volwasse geestelike kinders van die Here
sal wees. Here, al is hulle jonk, daai ouderdom het nie 'n effek op 'n geestelike volwasse kind van die Here nie, dat hulle ook sal groei in die woord, dat hulle die woord sal uitleef en dat ons nie soos die wêreld sal dink en dink die kinders is nie betrokke by u dinge nie, Here. Hulle is ook volwaardige kinders van u wanneer hulle gered is en help hulle om daardie groei in hulle geestelike lewens te beleef. Here, ons loof en ons prys u dat ons daarvoor kan bid en so elke ander aktiwiteit, maar ook in hierdie oggend, Here, waar ons u woord gaan aanhoor, dat u dit sal vasmaak in ons harte en dat ons oë gedurig deur op u sal rig. Ons bid dit alles in die wondernaam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons begin dan met die teks wat vir ons uitstaan in hierdie gedeelte en ek seker toe ek gelees het u die teks reeds opgelet en dit is vers 31 wat sê, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Wat 'n wonderlike belofte wat ons wil ervaar. En daarom praat ons vanoggend oor nuwe krag vir die nuwe jaar. Die laaste tyd het ek so met eredienste 'n paar keer gesê, dit is verse wat kinders van die Here moet ken. 1 Johannes 1 vers 9, onthou het ek dit van gesê, Numeri 23 vers 19, God is geen man dat hy sou lieg nie, Psalm 50 vers 15, ek het so 'n paar verse wat ek gesê het, kinders van die Here moet dit ken. En so is hierdie een van hulle, maar ek dink baie kinders van die Here ken hierdie ou bekende vers. 'n treffende vers, 'n bemoedigende vers, 'n vers wat ons in ons arsenaal moet hê wanneer dit swaar gaan, wanneer ons nuwe krag nodig het, want ons wil dit so graag in ons lewens ervaar. Want wie wil nie krag ontvang en reg wees vir dit wat na hulle kant toe kom nie? Wie wil nie vaar met vleuels soos arende nie? Wie wil nie wandel en nie mat word? Wie wil nie hardloop en nie moeg word nie? Ons almal wil dit ervaar, veral in die nuwe jaar wat voorlê. En ons het die laaste paar dienste nou sake hanteer oor die nuwe jaar. Ons het die 31ste gepraat oor nuwejaarsvoorneme en hoe om nader aan die Here te beweeg, dat ons nie 'n jaar wil mors nie, dat ons nie 'n dag wil mors nie, ons wil nader aan die Here beweeg. Laas Sondag het ons gepraat oor Abraham se nuwe begin en hoe hy die Here daarin vertrou het en hoe ons aan die begin van 'n nuwe jaar staan en die Here daarvoor vertrou. En nou vanoggend om ook nuwe krag te ontvang. Om te vaar op die vleuels van arende, te hardloop en nie moeg te word nie, wandel en nie mat te word nie. En dan kan ons nie begin van die vers vergeet nie. Dit is vir die wat op die Here wag. Die leser se verantwoordelikheid, wag op die Here. Nou as daar nou een ding vandag is wat ons sekerlik weet is, dis moeilik om te wag. Ons is deel van die besige samelewing, ons is deel van die gejaagdheid. Ek sien selfs die wat afgetree sê, die lewe was nog nooit so besig gewees soos nou nie. Selfs die aftrede is besig. So 'n mens sukkel om te wag. As 'n mens 'n diens gelewer wil hê, as jy iets wil koop, as 'n mens besig is, dis moeilik om te wag. En ongelukkig is dit baie keer ook so in ons geestelike lewens. Want as ons iets van die Here vra of iets van die Here verwag, dan wil ons hê dit moet nou gebeur. En as dit nie gebeur nie, as ons 'n bietjie langer moet wag, dan raak mense sommer raad op. Dan raak mense partykeer moedeloos. En dis hoekom ek laat let het, toe ek nou klaar die Bybel gelees het, gesê het, kyk net die opskrif van die laaste gedeelte wat ons gelees het, laat Israel nie moedeloos word nie. En net so die agtergrond, baie keer met hierdie bekende verse, vergeet mense partykeer die konteks en die agtergrond en hoekom die Here die vers gegee het. En hierso spesifiek, Jesaja 40 tot 66 word geprofeteer oor die Babiloniese verdrukking. Daar waar hulle weggevoer sou word, waar hulle onder ander mense sou wees, waar hulle slawe sou wees, maar dit word geprofeteer in Jesaja asof dit reeds gebeur het. En nou profeteer hy asof Israel in 'n staat van moedeloosheid is. In die eerste vers van die gedeelte wat ons gelees het, vers 26 sê, my weg
is vir die Here verborge, my reg gaan by God verby. Hulle is moedeloos, hulle weet nie watter kant toe nie, en dan kom die oplossing aan die einde van die gedeelte. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Dit was vir hulle die oplossing, wag op die Here. Daardie gevoel van moedeloosheid, waar hulle ook miskien raad op was, die oplossing vir hulle probleem, selfs in ballingskap as slawe was, wag op die Here. En dis vir my so mooi dat die gedeelte begin het met die Here se grootheid, sy totale almag, hoe 'n mens hom met niemand kan vergelyk nie, hoe hy alles gemaak het en alles is voor die Here stof. So aan die een kant het jy die Here wat so groot, almagtig is, die mens se gedagtes kan hom letterlik nie begryp nie. Hy kan enigiets doen. En dan aan die ander kant waar die vers aanbeweeg en sê, maar kyk hoe sit julle met probleme. En sê maar ons reg gaan by die Here verby, terwyl hy nog steeds die oplossing is, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. So dit bring ons by ons boodskap vandag. Ons is nog aan die begin van Januarie, ons is nog aan die begin van 'n nuwe jaar, en ons het vir hierdie hele jaar krag nodig. Ons het die Here se krag nodig. Want baie keer is die lewe soos die golwe van die see. Dis hoekom ek het vanoggend ook as ons beeld gekies het hier vir die skyfies. Nou moet my kop nou vinnig werk om te vertaal hier tussen PowerPoint en skyfies in die background. En so dis hoekom ek die golwe gekies het, want die lewe is baie keer vir ons soos golwe. Dit bereik hoogtepunte, dit bou op en dit kom op 'n kruin en ons is soos daai agterste golf amper op 'n hoogtepunt in ons lewe. Maar wat gebeur dan met 'n golf? Hy bly mos nie daarbo nie. Hy breek weer en dan spoel hy uit op die strand. En so is ons lewens baie keer, ons bereik geestelike hoogtepunte en dit gaan goed met ons en is wonderlik en ons beweeg vorentoe, maar dan so is daar die golf wat breek. Kan dit in ons geestelike lewens gebeur waar alles basies platval. Waar ons fisies, emosioneel, geestelik net moedeloos raak, net moeg raak. En dan het ons baie ernstig die Here nodig. Nou, ons almal is op verskillende plekke in ons lewens, as dit by hierdie golwe kom, party van ons is op hoogtepunte, ander van ons is besig om op te bou, miskien is daar iemand wat selfs aan die begin van die jaar voel, ek is net klaar op hierdie laagtepunt, die golf het gebreek, ek is moeg, ek is moedeloos, ek het probleme, ek sien net nie kans nie. En dit maak nie saak waar ons in hierdie golwe is nie, die een ding wat uitstaan is, ons het die Here nodig. Ons het die Here nodig vir nuwe krag. Of ons nou op die hoogtepunt is of op die laagtepunt. En of ons nog daar gaan kom, die woorde kom so gedurig terug, wat ons hier gevind het, Jesaja 40 vers 31, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Hoe wonderlik is dit nie, dat die Here vir ons sê, hy is ons kragsentrale. Of ons moeg is of moedeloosheid of probleme het, omstandighede het, in ons persoonlike lewe, geestelik by die werk, daar's geen limiet hierop nie. Hy sê, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hy sal nuwe krag gee. Hy sal weer vir ons moed gee. Die Here sal ons help met enige probleem wat daar is. Hy sal ons batterye herlaai. Ons het hierdie belofte nodig. Al wat ons moet vra is, wat moet ek doen dat die Here vir my nuwe krag gee? En die antwoord is eintlik so duidelik hierso, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Die wat op die Here wag. So hoe kry ons nuwe krag vir die nuwe jaar? En die antwoord, die oplossing vir moegheid en moedeloosheid, die antwoord vir enige probleem wat ons het, die antwoord net vir die feit dat ons miskien krag het vir dit wat voor lê is, wag op die Here. En dis waaroor ons vanoggend uitbrei is, hoe wag 'n mens op die Here? Dis maklik om te sê, dis maklik om vir iemand hierdie vers te gee, dis maklik om vir iemand te sê, maar wag net op die Here. Maar hoe doen ons dit? Wat moet ek fisies doen?
Dis wat ons vanoggend na gaan kyk, sodat wanneer ons in 'n situasie kom waar die golf miskien breek en ons is op 'n laagtepunt en alles het plat geval, hoe in daardie situasie soek ek die Here dat hy vir my nuwe krag gee. Of ek nou in die laagtepunt is en of die laagtepunt miskien op pad is. Wat moet ek doen dat die Here ingryp? Dan wil ek sê die positiewe ding van die see is daar's altyd nuwe golwe. Daar kom weer 'n hoogtepunt deur die krag van die Here. So kom ons gaan kyk, hoe wag 'n mens op die Here? En ek dink my eerste gedagte is seker baie duidelik en ons weet dit en ons sê dit vir mekaar en ons gaan dit weer nog baie vir mekaar sê, maar dit is nuwe krag deur gebed. Bid, bid, hou aan bid. En as jy moeg gebid is, bid nog 'n keer. Matteus 7 vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek, julle sal vind, klop vir julle sal oopgemaak word. Dit moet altyd begin met gebed. Die eerste stap, of ek nou op die hoogtepunt is, en of ek op die laagtepunt is, met probleme, omstandighede, die eerste plek waar ek altyd moet begin is met gebed. Matteus 7 vers 7 sê vir ons bid, en die Here sal gee. Die Here Jesus is hier self besig, hy is besig om die skare te leer, met Matteus 7, hy is besig met die bergpredikasie, en hy sê vir daardie groot skare, bid en vir julle sal gegee word. Dis nie die eerste of die laaste keer wat die Here Jesus leer hoe 'n mens moet bid nie. Hy was nie lank na die bergpredikasie nie, vir 40 dae in die woestyn, en hy het gebid, hy het die disippels leer bid, hy het die Onse Vader vir hulle gegee, hy het voor sy kruisiging gereeld gaan bid, en hy wys net die voorbeeld, as kinders van die Here moet 'n mens gereeld die Here soek. Gereeld die Here soek. Selfs om die Here Jesus se voetspore te volg, moet 'n mens bid. So die oplossing vir Israel se moedeloosheid in Jesaja 40, as ons 'n oomblik teruggaan na dit wat ons gelees het, toe die oplossing vir hulle ballingskap was, wag op die Here. Psalm 50 vers 15 is nou een van die verse wat ek gesê het, kinders van die Here moet ken, is, en roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, en jy moet my eer. Psalm 50 vers 15, ek herhaal dit net, want dit mooi vassteek ons hierdie vers ken en weet. En ons sien hoeveel keer vind ons dit in die woord, hoeveel keer leer die Here vir ons in moeilike omstandighede, moet ons hom soek. Dink aan Dawid, wat Psalm 50 geskryf het, wat weet, 'n mens moet bid om op die Here te wag. En so reg deur die woord kry ons die feit. Mens moet begin deur gebed. En hierdie feit is altyd vir ons waar, of ons op die hoogtepunt is, of op die laagtepunt. Of die golf boos of klaar gebreek het. Gebed bly krities belangrik. Maar veral, wanneer ek op daai laagtepunt is. Weet, baie mense sê, as dit goed gaan met hulle, moet hulle waak om nie op te hou bid nie, want dit gaan goed, maar ek het al baie mense gekry wat, as hulle in die laagtepunt kom, dan hou hulle op bid, dan raak hulle moedeloos. En 'n mens moet nooit ophou bid. Veral nie waar ek moedeloos is nie, veral nie wanneer ek 'n probleem het en nie weet watter kant toe nie, want as ek nie weet watter kant toe nie, is die kant toe wat ek moet gaan op, met gebed. Ons moet die Here vra, wag op die Here deur gebed. As ons weer na die Here Jesus se lering toe gaan, hy gebruik die gelykenis van die onregverdige regter. Hierdie weduwee wat 'n probleem het en sy kom na die regter toe met haar probleem, waar die kern van daardie gelykenis vind ons in die eerste vers van die gelykenis. Dis Lukas 18 vers 1. Ons lees daar, en hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Sommige heel aan die begin, hy sê, dis waaroor dit gaan. Bid, moenie moedeloos word. En soos ek vroeër gesê het, baie keer sukkel ons met dit. Ons sukkel om te wag. Ook met gebed. Want ons het altyd daai geduld om iets deur te bid nie. Die Here moet nou die oplossing gee. Hy moet nou die antwoord gee. Maar partykeer vat dit tyd. Ons het laas jaar, ek kan nou nie presies onthou wanneer en hoe nie, maar ek onthou ons het 'n paar keer gepraat oor die herlewing in die Hebriede eilande,
En daardie twee susters, nou moet ek hier kyk, wat was hulle name? Peggy en Sue, wat gebid het vir herlewing, ernstig gebid het, nie moedeloos geword het nie, maande lank gebid het, voor daar eers 'n teken van herlewing was. Nou party van die geskiedenisskrywers sê dis jare wat hulle gebid het, ander sê dis maande wat hulle gebid het, maar ek dink die feit is, hulle het aangehou, nie moedeloos geword nie. Wie van ons kan sê, ons het laas jaar maande lank oor 'n saak gebid, 'n spesifieke saak? Wie van ons kan sê, ons het regtig waar aangehou bid oor iets en nie moedeloos geword nie? Wanneer los ons dit, want dit raak te lank? En die feit van die saak is, ons moet aanhou. Die Here kan dadelik ingryp, die Here is tot enigiets in staat, en dis waar ons skriflesing begin het, die Here kan enigiets doen, hy kan dadelik, in 'n oomblik, kan hy ingryp. Maar die Here kan ook wag, en hy kan geduld vra. En dan moet ons nie moedeloos word. Ons moet met alles na die Here toe gaan, ons moet 'n lewe van gebed hê, ons moet volhard in die gebed. Romeine 12 vers 2. Verbly julle in die hoop, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. So hoor hoe mooi stel hy dit, wees geduldig in die verdrukking, volhard in die gebed. Dis asof hy hierdie twee dinge op 'n skaal kom plaas. Daar is verdrukking, maar mense is geduldig deur gebed. Vat alles na die Here toe. Dit is hoe ons wag op die Here om nuwe krag te ontvang vir 'n nuwe jaar. Deur gebed. Die jaar met gebed te begin en deurgangs na die Here toe te gaan. Volhard in gebed. Dan ons volgende gedagte van hoe om op die Here te wag vir nuwe krag in 'n nuwe jaar is, nuwe krag deur geduld. Psalm 37 vers 7, swyg voor die Here en verwag hom. Wees nie toornig op hom wat voorspoedig is in sy weg nie, op die man wat listige planne uitvoer nie, maar die kern is, swyg voor die Here en verwag hom. Nou, hoekom sê ek hierdie vers het met geduld te doen? Nou, as ons na die Engels gaan kyk, baie keer as 'n mens 'n gedeelte nie mooi verstaan nie, of ek is nie seker wat dit sê nie, is 'n goeie ding om te doen, is vat net 'n ander vertaling, 'n goeie vertaling, en kyk wat sê dit, wat sê die New King James Version, wat sê die English Standard Version, wat sê die NIV, wat sê, so kan 'n mens aan verskillende vertalings kyk, as 'n mens nou nie die Griekse agtergrond en al die goed het nie, en 'n mens kry 'n gedagte. En die Engels sê vir ons, die King James Version sê hierso, rest in the Lord and wait patiently for him. Die Amplified Bible sê, be still and rest in the Lord, wait for him, en hoor hoe mooi stel hy dit hier, hy sê, and patiently lean yourself upon him. Patiently lean yourself, hy sê, wees geduldig. Dis die idee van die oorspronklike Hebreëus, en dan nou die later vertaling die Grieks gewees, wait patiently, wag geduldig. Dit is hoe die woord van die Here sê daar op die Here gewag moet word, is met geduld. En dan is hierdie eintlik nog 'n stappie verder. Want om met geduld te wag, beteken ook ek vertrou. Want as ek vertroue het, dan sal ek geduldig wees. As ek nie vertroue het nie, dan is ek nie geduldig nie. Weet nie wie van u het nou onlangs miskien iets gehad wat julle moes doen met 'n besigheid of iets nie, maar ek is nogal een van daai mense wat, as dinge nou so stil raak vir 'n dag of twee, dan bel ek sommer weer. Ek is nie geduldig nie, want ek dink nie dit gaan gebeur nie. Of ek sal sommer weer 'n e-mail stuur en weer 'n e-mail stuur en weer 'n e-mail stuur. Ek is nie geduldig nie, want ek het nie vertroue nie. Maar wanneer dit by die Here kom, daar's ons vertroue, dis anders. Dit is maklik om geduldig te wees, want wie is die een wat sake uitwerk? Dis die God van hemel en aarde. Wag geduldig op hom. Hy is die een wat dit uitwerk. Hy weet wat die beste tyd is, hy weet wat die beste uitkoms is, en daarop kan ons op hom vertrou. Net om weer 'n Bybelse voorbeeld te gebruik, Paulus met sy doring in die vlees, hy gaan mos na die Here toe, hy sê vir hom hy het 'n probleem, hy het 'n paar keer daaroor gebid, 3 keer as ek nou reg onthou wat hy noem in die gedeelte, en hy bid en hy bid en hy vra vir die Here, maar neem hierdie doring in my vlees weg.
En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Paulus moes net op die Here vertrou. Wag op die Here, bly bid, wag in vertroue, geduldig in vertroue. Nou dit klink baie mooi om dit te sê. Dit klink mooi om te sê, wag geduldig op die Here, maar dit is nie maklik nie. Ek dink ons almal weet dit. Dit is nie maklik. As die golf gebreek het en ek's in 'n laagtepunt en dinge gaan sleg en daar is moeilike omstandighede en daar is druk, dan is dit nie maklik om geduldig te wees nie. As ek moeg of moedeloos is en ek bid, ek doen die regte ding en die Here verwyder dit nie nou nie, die Here gee nie nou die antwoorde nie, dan is dit nie maklik nie. Maar die Here het altyd die beste tydsberekening en dit is waar ons vertroue moet lê. Al antwoord die Here nie nou nie, al gee hy nie nou die uitkoms nie, hy is in beheer en ek vertrou op hom. Die Here is daar vir my. En sy tydsberekening is soveel beter as ons sin. Sy tydsberekening is elke keer perfek. As ek maar net na my eie lewe kyk, dis nou my raamwerk, so ek kan maar na my as 'n voorbeeld gebruik, maar tye in my lewe wat ek die Here gesoek het vir 'n uitkoms en dit het nie gekom nie en dit het nie gekom nie en toe die Here uiteindelik die uitkoms bring, toe sê ek dankie Here. Kyk hoe het ek gegroei, kyk hoe het ek U vertrou, kyk hoe het U my geleer, kyk hoe het ek geval en moes daaruit leer. En aan die einde kon ek net vir die Here sê dankie, want sy tyd was perfek geweest. Al het ek nie in die situasie so gevoel nie. Na die tyd besef mens maar die Here se tyd was eintlik die beste. Daarom kan ons geduldig wag. Daarom moet ons vertroue in hom hê. Spreuke 3 vers 5. Ek dink ek moet 'n lys maak en uitstuur, maar ek dink ek het laas Sondag vir gesê ek gaan nog so stadig maar seker verse begin stuur wat ons moet ken, maar ek dink ek gaan 'n lys moet maak. Spreuke 3 vers 5 moet kinders van die Here ook ken. Vertrou op die Here met jou hele hart, steun nie op jou eie insig nie. Vers 6, ken hom in al jou weë en hy sal jou paaie gelyk maak. Vertrou op die Here. Steun nie op jou menslike insig nie. Baie keer wil ons dit uitredeneer. Maar hoe gaan die Here die oplossing gee? Hoe gaan hy dit doen? Hoe gaan hy hierdie situasie hanteer? En ons begin menslik oor dinge dink, maar die vers sê, steun nie op jou eie insig nie. Vertrou op hom, gee dit vir die Here. Hy kan dit doen. Hy kan die uitkoms gee. En so Jesaja 55 vers 9, want soos die hemel hoër is as die aarde, so is my weë hoër as julle weë. My gedagtes as julle gedagtes. Ons kan dit nie begryp nie. Ons moet vertrou. Hy weet wat die beste is. Hy weet wat om te doen, hy weet wat die oplossing is. Ons moet net vertrou, die Here is in beheer en geduldig op hom wag terwyl ons bid. En dan die oplossing, ons laaste gedagte vanoggend. Ons oplossing is nuwe krag deur die Here en dis ons teks van oordenking ook, dit waarop ons fokus vanoggend, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop word nie moeg nie, hulle wandel, hulle word nie mat nie. Die hoogtepunt van die gedeelte, as iemand op die Here wag, dan sal hy vir hulle nuwe krag gee. Hy sal ingryp. Die eerste 2 punte gedagtes wat ons hanteer het, gaan oor hoe wag ons op die Here? Wat behels dit? Hoe doen ons dit? Deur gebed en om geduldig dit in die Here se hande te gee met vertroue, maar dan sien ons die uitkoms daarvan. Jesaja 40 vers 29, hy gee die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Micha 7 vers 7, maar ek sal uitsien na die Here, ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. Ek herhaal net daai laaste gedeelte van die vers. Ek wil wag op die God van my heil, my God sal my hoor. Israel het eerstehands ervaring. Ons weet hulle was in ballingskap gewees, en ons weet hulle is vanuit daardie ballingskap bevry, as ons nou Esra en Nehemia en daardie gedeeltes lees. Hulle het die Here aangeroep en hy het verhoor en hy het die ondenkbare, die onmoontlike gedoen. En hy het hulle teruggebring na hulle land toe. Ons lees dit reg deur die woord van die Here, die rigters, hoe gereeld het hulle nie die Here gesoek nie, aangeroep nie, en die Here het ingegryp, verhale soos
Samson, verhale soos Gideon, Dawid, ons het nou die dag gepraat oor Dawid en Saul wat hom wou doodmaak en hoe die Here weer eens wonderwerk gedoen het, ingegryp het en Saul daar in die grot by Dawid inbeweeg het en die Here die uitkoms gegee. Jona in die vis, Paulus en Silas in die tronk, ons kan maar net aangaan en hierdie voorbeelde noem, maar net sê, dit alles kom neer op die belofte, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Ons kan weet, wat ook al oor my pad kom, waar my lewe op daardie, kom ons noem dit maar die golfskaal is, of ek nou op die hoogtepunt of die laagtepunt, of waar ek is, miskien is ek moeg, miskien is ek moedeloos, miskien het ek 'n probleem, die een ding wat ek kan weet is, as ek op die Here wag, dan sal hy ingryp. En hierdie ingryp is nie net, hoe sê die Engelse, bare minimum nie, die Here gryp in, dat 'n mens dit weet, met oorvloedige seëninge. Hy sê hulle vaar op met vleuels, soos die arende. Hy gebruik nie hier sommer net 'n mossie as 'n voorbeeld nie. Hy sê vaar op met vleuels, soos die arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dit klink nogal wonderlik. Een van my nuwejaarsvoornemens was, ek gaan weer begin draf. Ek het nog nie daarby uitgekom nie. Ek sal u op hoogte hou, maar ek het nog nie daarby uitgekom nie. Hulle hardloop en hulle word nie moeg nie, wandel en word nie mat nie. Dis oorvloed. En dis altyd vir my die moeilikste om te begryp. As kinders van die Here weet ons waar ons hulp vandaan kom. Psalm 121 wat vir ons sê, ek slaan my oë op na die berge, waar kom my hulp vandaan? Dit kom van die Here af. Ons weet die Here sal ingryp as ons hom soek, as ons op hom wag. En tog, hoe baie keer probeer ons dit nie op ons eie doen nie. Hoe baie keer raak ons nie moedeloos, raak ons gefrustreerd, raak ons opgevang in ons eie probleme nie, terwyl ons weet, die Here is daar vir ons. Daarom is dit so nodig, dat ons net weer aan die begin van 'n nuwe jaar besef, wie God werklik is. En hoe mooi is dit in hierdie gedeelte, die gedeelte begin met, God alleen groot bo alle skepsel, en dan as hy dit gesê het, dan sê hy die Here gee nuwe krag. Ons moet besef wie die Here is wat ons aanroep. En ons moet besef, dis hy wat ingryp, dis hy wat die beloftes gee. Psalm 50 vers 15, en roep my aan in die benoudheid, ek sal jou uithelp, jy moet my eer. As ons die Here soek, sal hy ingryp. Ons moet net op die Here wag. En dit bring ons na die einde van ons boodskap toe vanoggend. Hierdie skrif wat so duidelik vir ons wys, ons moet op die Here wag en ons sal nuwe krag ontvang. Hoe wag ons op die Here? Ons volhard in gebed. Ons wag geduldig met vertroue op die Here se ingrype en uiteindelik sal die Here ingryp, hy sal die uitkoms gee, want dit is wie hy is. Daarom kan ons op hom vertrou. Miskien is u op 'n hoogtepunt hier aan die begin van die jaar en u voel goed en u sien uit na alles wat voor lê. Miskien is u daar waar die golf gebreek het en dinge is al klaar nie soos dit moet wees nie, maar dit maak nie saak waar ons is nie, ons moet op die Here wag. Hy gee vir ons krag. Hy is die een wat daar is vir ons. En dit is nie moeilik om op die Here te wag nie. Ja, daar's uitdagings en soms kry die vlees die oorhand, maar ons moet net bid en vertrou en wag op die Here. En hy sal ingryp. Dis die vertroue wat ons moet hê. Daarom begin ons hierdie jaar met, ons wag op die Here. Ons wag op hom. Ons volhard in gebed, in elke situasie wat opduik, en dis ook hier soms die moeilike ding, ek vertrou nou die Here, maar as die volgende ding opduik, dan begin ek weer voor, en dit moet nie so werk nie. Ek hou aan, die Here aanroep in elke situasie, en dan vertrou die Here, wag op hom. Hierdie is miskien nie die maklikste ding vandag nie, wag op die Here, wag geduldig, maar wanneer ons dit doen, dan word ons beloon met die feit dat die Here ingryp. So kom ons gaan kry ons nuwe krag vir die nuwe jaar by die Here. En ek sluit af deur weer net die vers vir ons te lees, omdat dit so mooi kragtige vers is. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie, hulle wandel en word nie mat nie. Mag dit waar wees in elkeen van ons se lewens. Amen. Ons buig die hoofde en dan sê ons net vir die Here dankie.
Wonderlike Here, ons begin ons gebed nou hier na die boodskap om weer eens net vir U dankie te sê. Want Here, ons almal kom soms op laagtepunte, ons almal kom soms op 'n breekpunt, waar ons nie weet watter kant toe nie. Here, maar as U kinders weet ons eintlik watter kant toe. Ons weet, ons moet U aanroep, ons weet U is daar vir ons. En ons weet ons moet op U wag, en daarom bid ons vanoggend, Here, dat wanneer daar moeilike tye kom, dat U ons sal herinner aan hierdie dinge. En Here, of ons op 'n hoogtepunt is, en nou al dinge gaan goed, en ons het krag, kan ons nog steeds net aanhou op U vertrou, om ons te vul met U krag, en te vul met moed, en ywer, en passie vir dit wat voor lê. Maar ook wanneer ons in daardie laagtepunte kom, Here, dat U ons sal opbeer, sal optel, en vir ons krag sal gee. Ons vertroue is op U, en ons sê vir U dankie daarvoor. In Jesus se naam, amen. U kan saam met my staan, dan sing ons aand hier by die kerk 6:00, dan gaan ons dit weer afskop, en dan volgende Sondag begin ons normale struktuur weer, soos kinderbediening, en dan die diens eers om 10:00. Kom ons buig die hoofde, en dan kan u die seën van die Here ontvang. Die genade van die Here Jesus Christus, ons Verlosser, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met elkeen van u. Amen.